Ons lees in die Bybel van 'n landstreek wat bekend was as Gilead. Nou Israel het op 'n stadium hierdie landstreek verower, maar dis 'n storie vir 'n ander dag. Waaroor ek vandag wil vertel is iets wat gebeur het met die mense wat in Jabes gebly het. Nou Jabes was een van die stede in die landstreek Gilead. In die tyd van nou Israel was daar gedurig stryd en spanning tussen die volke van daardie tyd. Een van daardie volke was die Ammoniete. Van die dag af dat die Israeliete die land Kanaan in besit geneem het, was daar maar altyd spanning en stryd tussen die Israeliete en die Ammoniete. So gebeur dit toe dat die Ammoniete op 'n keer hierdie stad Jabes in Gilead beleer het. Nou Jabes se mense was te min om hulle self teen die Ammoniete te verdedig. En toe probeer hulle maar om hulle self aan die Ammoniete oor te gee in die hoop dat die Ammoniete hulle sal spaar. Maar die leier van die Ammoniete kom toe en hy sê, op een voorwaarde sal ek dit doen. Ek steek elkeen van julle sy regteroog uit tot skande van die hele Israel. Jy moet gerus hierdie interessante geskiedenis self gaan lees wanneer jy 'n kans het. Dis in 1 Samuel hoofstuk 11. Maar nou, 'n mens kan ons nou self dink om te verwag dat wanneer jy jou aan die vyand oorgee, alle man se regteroog ook nog uitgesteek moet word, is tog verregaande. Die leiers van Jabes kom toe bymekaar en hulle stuur die volgende boodskap aan die Ammoniete se leier. Gee ons 7 dae sodat ons boodskappers deur die hele gebied van Israel kan stuur. Indien niemand tot ons redding kom nie, sal ons aan u oorgee. En hulle stuur toe die boodskappers deur die hele Israel. En dan lees ons in 1 Samuel 11 verse 4 en 5, die boodskappers het by Saul se stad Gibea gekom. En ten aanhore van die volk het hulle hierdie hele saak uiteengesit en die hele volk het hard gehuil. En op daai stadium kom Saul toe net agter die osse van die land af en hy vra, wat bekeer die volk dat hulle so huil? En hulle vertel toe vir Saul wat die manne van Jabes gesê het. En dan lees ons van vers 6 af. Die gees van God het kragtig in Saul gewerk toe hy dit hoor en hy het woedend geword. En toe vat hy 2 osse en hy kap hulle in stukke en hy stuur dit deur die hele gebied van Israel met boodskappers wat sê, hy wat nie agter Saul en Samuel optrek nie, so sal met sy beeste gemaak word. Al die mense wat hierdie boodskap gekry het, het so geskrik, dat hulle soos een man opgetrek het na 'n plek toe met die naam Besek. En daar kon hulle 'n groot weermag saamstel, wat sterk genoeg sou wees om die Ammoniete te verslaan. Die mense van Jabes was natuurlik baie dankbaar, en ons lees in 1 Samuel 11 vers 9, dat hulle toe vir die leier van die Ammoniete die volgende boodskap gestuur het. Môreoggend gee ons aan julle oor, en dan kan julle met ons maak net wat julle wil. Dit was natuurlik net 'n set om die Ammoniete om die bos te lei. Die groot klomp manne wat Saul bymekaar gebring het, is toe in afdelings georganiseer en lank voor dagbreek daai volgende oggend het hulle die Ammoniete aangeval en verslaan. En hulle het hulle uitmekaar gejaag. En dan lees ons in vers 12 van 1 Samuel 11. Die manskappe het toe vir Samuel gevra, wie het gesê, moet Saul dan koning oor ons wees? Lewer daardie mense uit en ons sal hulle doodmaak. Saul het gesê, op 'n dag soos die mag niemand doodgemaak word. Want vandag het die Here uitkoms gegee in Israel. Daarna het Samuel vir die mense gesê, hulle moet almal na 'n plek toe gaan met die naam Gilgal, om daar opnuut Saul se koningskap te bevestig. En so het al die manskappe toe Gilgal toe gegaan en daar, so lees ons in vers 15, het hulle voor die Here aangekondig dat Saul koning is. Hulle het toe verder daar maaltydoffers voor die Here gebring en Saul en al die manskappe van Israel was baie bly. Nou hierdie verhaal uit ou Israelse geskiedenis is belangrik omdat dit ons aandag vestig op die erkenning wat hulle aan God gee vir hulle suksesse. Mense soos Saul en Samuel en die rol wat hulle gespeel het, is natuurlik ook belangrik. Maar
As God nie die oorwinning bewerk nie, is alles wat mense doen te vergeefs.